Reg, kom ons spring weg. Vandag duik ons in 'n ware mediese speurverhaal, een met ongelooflike hoë insette. 'n Verhaal waar die horlosie die grootste vyand is en die skurk 'n meester van vermomming. En daai noodgeval, wel, dis akute mesenteriese iskemie, of AMI verkort. Dit is wat gebeur as die bloedtoevoer na jou ingewande skielik en katastrofies afgesny word. Die probleem is, die eerste leidrade wat dit gee, is berig daarvoor dat hulle jou op die heeltemal verkeerde spoor sit. Goed, kom ons kry die skok somme dadelik uit die pad. Ja, jy sien reg. Histories was die sterftesyfer vir hierdie toestand tussen 'n skrikwekkende 70 en 90%. As jy met AMI gediagnoseer is, was dit basies 'n doodsvonnis. En die hoofvrede was dat niemand dit betyds kon diagnoseer nie. Nou, die goeie nuus is, ons het ongelooflike vordering gemaak. Soos jy kan sien, het daai syfer dramaties geval vir pasiënte wat wel behandeling kry, tot so tussen 17 en 21%. Maar, laat ons eerlik wees, dis steeds gevaarlik hoog. So die vraag bly, hoekom? Hoekom is hierdie toestand vandag nog steeds so 'n dodelike uitdaging? En dit bring ons by die eerste deel van ons ondersoek, die kern van die probleem, daai diagnostiese dilemma. Hoekom is AMI so ongelooflik moeilik om vas te pen? Kyk, hierdie aanhaling uit ons bronmateriaal slaan die spyker presies op die kop. Die grootste struikelblok is nie altyd die behandeling nie, dis om by die punt van diagnose uit te kom. Elke liewe uur wat verbygaan, sterf darmweefsel. So tyd is nie net geld nie, in hierdie geval is tyd letterlik lewe. Hier is die probleem in 'n neutedop. Die simptome is meesters van misleiding. Vae buikpyn, bietjie naarheid, dit kan letterlik enigiets wees. Maar die klassieke teken, die een wat dokters altyd op die uitkyk voor is pyn buite verhouding tot kliniese bevindings. Wat beteken dit? Die pasiënt is in absolute doodsangs, maar wanneer die dokter al maag ondersoek, voel alles aanvanklik normaal. En daai teenstrydigheid, dis die resep vir 'n gevaarlike en soms fatale vertraging. Goed, om hierdie saak te kraak, moet ons verdagtes ken. Kom ons kyk na die 3 hoofmeganismes wat die bloedvloei na die darm kan afsny. So hier is ons hoofspelers. Arteriële trombose, dis wanneer 'n klont reg op die plek vorm, is nou die mees algemene oorsaak. Dan het ons arteriële embolisme, 'n klont wat van iewers anders afkom aanreis. En laastens, die mees misterieuse van die 3, NAMI. Eerste verdagte, die embolisme. Dink hieraan soos 'n groot boomstomp wat skielik stroom af in 'n rivier vasspoel en alles tot 'n stilstand bring. Die klont kom gewoonlik van die hart af, veral by pasiënte met hartprobleme soos atriale fibrillasie. Die begin is skielik, dramaties en pynlik. Verdagte nommer 2, trombose, is 'n bietjie meer verraderlik. Dis nie 'n boomstomp wat van ver afkom nie. Dis meer soos die rivierwal self wat oor jare en jare erodeer en dan skielik in mekaar tuimel. Dit gebeur op 'n slagaar wat reeds vernou is. Hierdie pasiënte het dikwels 'n geskiedenis van waarskuwingstekens gehad, soos pyn na eetes, amper soos die rivier wat al vir 'n rukkie stadiger begin vloei het. En dan ons mees ontwykende en dikwels dodelikste verdagte, NAMI. Hier is daar geen boomstomp, geen rivierwal wat intuimel nie. Hier is die probleem dat die hele rivier besig is om op te droog. Dis 'n funksionele probleem. Die bloedvate kramp hewig saam, gewoonlik in pasiënte wat reeds kritiek siek is, in sjok of na 'n groot operasie. Omdat daar geen duidelike blokkade is nie, is dit die moeilikste om te diagnoseer en het dit die slegste prognose. So, met sulke vaal leidrade en 3 heeltemal verskillende skuldiges, hoe op aarde kry die mediese speurders die harde bewyse wat hulle nodig het? Wel, dit bring ons by die groot keerpunt in hierdie hele verhaal. Die tegnologie wat die reëls van die spel heeltemal verander het, is CT-angiografie, of kortweg CTA. Dit is 'n gespesialiseerde CT-scanning wat dokters toelaat om die bloedvatte van die ingewande in ongelooflike hoë definisie detail te sien, en die beste van alles, dis vinnig. En hierdie data wys jou presies hoekom dit so 'n spelwisselaar is. Kyk na daai syfers. Seker, dinge soos darmwandverdikking kan ook ander oorsake hê. Maar dan kyk jy na iets soos pneumatosis. Dis basies gasborrels binne in die wand van die darm. As 'n radioloog dit sien, is die spesifisiteit 100%. Dit beteken dis 'n uitklophou, die saak is opgelos. Die CTA gee jou nie net die wie, maar ook die hoe erg. Goed, die diagnose is gemaak, die skuldige is geïdentifiseer. Nou begin die ware wedloop teen tyd. Die doel is eenvoudig, maar die uitvoering is kompleks. Kry daai bloedvloei so vinnig as moontlik herstel.
Behandeling self het natuurlik oor die dekades heen 'n ongelooflike evolusie ondergaan. Van die heel eerste oop operasie om 'n klont te verwyder in 1951 tot die moderne era van minimaal indringende tegnieke. Dis 'n konstante soeke na vinniger, veiliger en meer effektiewe metodes. En hierdie grafiek wys daardie moderne verskywing perfek. Oop chirurgie waar die buik oopgemaak word, speel steeds 'n kritiese rol. Maar kyk net hoe endovaskulêre tegnieke, waar dokters met kateters en stents deur die bloedvate werk, oorgeneem het. Dit maak nou byna die helfte van alle intervensies uit. Een van die mees innoverende benaderings is hierdie hibriede prosedure genaamd RAMS. Dit is regtig die beste van albei wêrelde. Die chirurg maak die buik oop sodat hulle die darm direk kan sien en assesseer, maar gebruik dan 'n minimaal indringende tegniek om die stent te plaas. Dit is vinnig, dit is effektief en dit laat die chirurg toe om onmiddellik te sien of hul plan gewerk het. Maar die werk is nog nie klaar nie. Dis nie genoeg om net die rivier weer te laat vloei nie. Die laaste, kritiese stap is om die skade wat die droogte aangerig het, te bepaal. Wat is die lot van die ingewande? En die goue reël in hierdie situasie is eenvoudig, maar absoluut krities. Herstel eers die bloedvloei. Gee die darm 'n kans. Die chirurg wag om te sien watter dele van die darm wat amper dood was, pink en lewendig word sodra die bloed terug is. Jy gee die weefsel 'n kans om te herstel. En hierdie aanhaling verduidelik presies hoekom daai reël so belangrik is. As 'n chirurg te aggressief is en te veel darm verwyder, kan die pasiënt gelaat word met kortdarmsindroom, 'n lewensveranderende en verwoestende toestand. Die doel is altyd om soveel moontlik darm te red. Dis presies hoekom 'n tweede kykoperasie so dikwels deel van die plan is. Die chirurg gaan 24 tot 36 uur later terug teater toe. En daardie tyd is dit baie duideliker watter dele van die darm onherroepelik dood is en verwyder moet word en watter dele herstel het. Dit is 'n deurslaggewende veiligheidsnet. En dit bring ons by ons laaste gedagte. Ons het beter skandeerders om die skuldige te identifiseer en ons het beter tegnieke om in te gryp. Maar die een ding wat nie verander het nie, is daai eerste misdaadtone, die vae misleidende simptome. Die grootste uitdaging vir die toekoms is nie noodwendig in die operasiesaal nie, maar reg voor in die noodkamer. Hoe leer ons om daardie eerste dodelike fluistering van AMI vroeër en meer betroubaar op te spoor? Dankie dat julle vandag saam met my hierdie saak ondersoek het.